Hallo, hallo, hallo. Kan jy glo, die eerste maand van 2025 is al verby. Dis so waar Februarie. Nou, hoe het jou jaar begin? Kan ek maar asseblief ietsie persoonliks met jou deel? My begroting het nog nie heeltemal herstel van die vakansiemaand en al die vakansiedae nie, en die winkels verlei my al klaar om geskenke te koop. Want oral is daar rooi hartjies en sjokolade en kaartjies en blomme. Kyk, ek hou baie van mense bederf en ek soek altyd 'n rede om 'n lekker kuier of 'n braai te reël. En op Valentynsdag vier ons die mooi dinge van die lewe, naamlik romantiese liefde, vriendskap en natuurlik bewondering. Die wêreld sal natuurlik so 'n mooi plek wees as ons as mense mekaar meer liefde, vriendskap en bewondering gee. So ek doen my deel en ek koop 'n klomp geskenke vir almal vir wie ek lief is en vir wie ek natuurlik bewonder. As jou liefdestaal geskenke is Valentynsdag daarom seker in groot rooi letters in jou kalender aangeteken en het jy seker al jou planne in plek. En as jou liefdestaal opbouende woorde is, hoop ek regtig jy gaan 'n mooi kaartjie ontvang met 'n liefdevolle boodskap. Nou oor die mense wie se liefdestaal fisieke aanraking is, sê ek maar liewer nie veel nie, hoor. Julle mag maar uitsien na 'n romantiese aandjie. Jong miljoene paartjies raak verloof of hulle trou op 14 Februarie. En in baie huwelike word daar in November maand, 9 maande na Valentynsdag, babas gebore. Julle ou rakkertjies. Maar weet jy wat? Wat lees ek op Marula Media in hulle 2020 artikel oor 16 vinnige feite oor Valentynsdag? Hulle sê die meeste mense tussen die ouderdom van 24 en 35 verkies om eerder iets te gaan doen as om geskenke te kry. Is dit nie interessant nie? Dit beteken, ons moet dalk almal meer gaan leer oor die liefdestaal van diensbaarheid. Ja, dit is deesdae nie net jou temperament en jou liefdestaal wat 'n rol speel in jou Valentynsdag wat jy vier nie, maar verseker ook jou generasie. Maar wat ook al die ouderdom is, jy moet hierdie maand beslis gaan kyk na my boek, Die kleure en tale van die liefde. In hierdie boek kan jy alles te wete kom oor die liefdestale en die verskillende temperamente. Nou in my kursus 77 dinge wat jy van temperamente moet weet, kan jy ook gaan kyk na die 4 kleure se liefdesmaniere. Dit verskil, hoor. As jy nog nie gaan kyk het nie, moet jy verseker gaan kyk. Nie alle mense vier Valentynsdag nie. Daar is baie mense wat niks van hierdie dag hou nie. Dalk dink jy, omdat jy blou is, dis net gemors en oppervlakkige nonsens. Of dalk is jy rooi en hou jy niks van gevoelsdinge soos romantiese en sentimentele liefdesverklarings nie. Dit kan ook wees dat jy groen is en liewers net rustig by die huis wil bly, sonder enige gedoentes wat gekoop of gekies of beplan of gedoen moet word. Maar selfs al is jy geel, soos ek natuurlik, wat hou van verrassings en kuiers en pret, kan dit steeds wees dat jy verkies dat 14 Februarie net 'n gewone dag moet wees. Miskien is jy iemand wat slegte konnektasies met hierdie dag het, omdat iemand iewers jou hart gebreek het. Miskien het jy juis rondom hierdie dag verwerping beleef. Dalk
Lang gelede toe jy nog op skool was of iewers in jou volwasse lewe. Dit kan natuurlik ook wees dat jy beginselbeswaar het teen enige kommersiële en wêreldse viering en net op spesiale godsdienstige feesdae wil fokus. Ons mag maar van mekaar verskil daaroor, of Valentynsdag vier of nie. Ons mag van mekaar daaroor verskil hoe ons hierdie dag vier as ons dit vier. Die beginsels van liefde en vriendskap en bewondering bly egter vir ons almal noodsaaklik. Ons as mense vergeet so maklik van hierdie sake en ons gedagtes is deurlopend met ons eie dinge besig. Daarom het ons mekaar of bakens nodig om ons aan belangrike sake te herinner. Jong, irriteer al hierdie hartjies en rose en champagne in Februarie vir party van ons, herinner dit ons tog almal aan ons koneksies met mense. Het jy al agtergekom dat reëls by byvoorbeeld 'n skool in plek kom omdat daar iewers 'n probleem opduik? Elke reël en regulasie bestaan omdat dit nodig geword het. Net so is daar by werkplekke beleidsdokumente of policies. Hoekom? Omdat daar 'n noodsaak ontstaan het. Nou, as mense mekaar byvoorbeeld nooit geboelie het nie, sou daar ook nooit reëls en beleide oor boelies opgestel word nie. En as mense mekaar met respek behandel op ons paaie en mense van self veilig bestuur, sal daar nie spoedbeperkings en boetes wees nie. Op 26 Desember het hierdie gedagte my getref. Toe ek iewers weer die naam van die vakansiedag gehoor het, Welwillendheidsdag. Dit was mos maar altyd net nog 'n vakansiedag. Nie heeltemal 'n tweede Kersdag nie, maar so 'n lekker niks doen dag waar tydens ons oorskietkos eet en die kinders hulle nuwe speelgoed opspeel. Maar na 1994 het hierdie dag die naam gekry Day of Goodwill, oftewel Welwillendheidsdag. Nou kyk, een van die motiverings vir die naamsverandering was om Suid-Afrika los te maak van die Britse koneksie met Boxing Day en om te fokus op goedhartigheid, op eenheid en omgee vir jou medemens. Dit was natuurlik nodig omdat ons te min goedhartigheid en te min eenheid en te min omgee in ons land het. Ons het verseker te min welwillendheid en moet daarom 'n okasie skep of, jong, dit is dan nou lekker anglisisties, 'n geleentheid skep vir welwillendheid omdat ons so hatig is teenoor mekaar en so verdeeld is. Dis mos hoe dit klink as 'n mens na die nuus luister en as jy die geskiedenisboeke lees. Kan ek jou nou vra, doen jy en jou gesin iets spesifieks op Welwillendheidsdag om naaste liefde te betoon op 'n manier wat 'n tradisie word, net soos julle ander Kerstradisies? Ek weet natuurlik van mense wat as 'n groep vriende elke jaar op 26 Desember in hulle omgewing 'n kort staproete doen en dan al die rommel langs die pad optel. Ek weet ook van 'n gesin wat die dag na Kersfees 'n boks pak met klere wat hulle deur die jaar nie gedra het nie en wat nog mooi en netjies is, en dan gaan laai hulle dit op die 27ste as gesin tesame iewers af. Is dit nie mooi nie? Nog iemand anders het my vertel, hulle gesin het 'n houer waarin hulle deur die jaar lysies sit met dinge waaroor hulle dankbaar is. Een keer 'n jaar, en dit is op die 26ste Desember, maak hulle die ding oop en dan lees hulle daardie briefies. En as 'n mens 'n dankbare mens is, dan onthou jy mos ook om goed te wees vir ander mense.
Hulle kies dan as 'n gesin 'n liefdadigheidsorganisasie waarvoor hulle elke maand in die volgende jaar 'n finansiële bydrae gee. Nou ja, terug na waaroor ons eintlik gesels. Naamlik Februarie en die liefde. Valentynsdag voel deesdae vir my soos 'n notification op my foon. Dis soos 'n ping-ping klank in my hart om my te vra. Onthou jy nog van liefde uitleef? Valentynsdag is vir my 'n aanmoediging om seker te maak ek leef nog genoeg liefde uit, nadat ek in Desember so gefokus was op die liefde van Kersfees en op welwillendheid net daarna. En op Nuwejaarsdag het ons almal ons ook gefokus op goeie doelwitte vir onsself en ons geliefdes, maar jong, die lewe het so 'n holderste, bolder manier om ons aandag af te trek. Die jaar is net 1 maand of 2 oud en ons is al klaar weer vies vir mekaar, onverdraagsaam teenoor mekaar, omdat ons so verskriklik verskil van mekaar. En dan kom staan ou Valentyn voor ons en vra: hoekom is dit so dat daar te min liefde in die wêreld is? Nou, die maklike antwoord is dat mense nie vir Jesus ken nie en daarom nie sy liefde vir mekaar aangee nie. Maar die ongemaklike waarheid is dat gelowige mense ook soms liefdeloos, en genadeloos en onverdraagsaam optree. Nou, hoekom sukkel ons so? Ek dink dis 'n vraag waaroor sielkundiges en sosiale en psigiaters wat nie gelowig is nie, ook wonder. Daar word baie navorsing gedoen oor hoekom mense so liefdeloos is. Daar is 'n hele paar teorieë natuurlik wat dit probeer verduidelik. Ek vind nogal aanklank by 'n paar van hulle. Kyk bietjie of jy jouself in hierdie verduidelikings van menswees kan herken. Die eerste faktor is so reg in my kraal. Hoe gaaf en behulpsaam en ondersteunend, oftewel liefdevol en welwillend 'n mens is, hang af van jou persoonlikheid of eintlik jou ingebore temperament. Groen en blou mense is van nature meer introvert en minder bereid om betrokke te raak by ander mense. Jy moet dit weet, anders gaan jy afleidings maak. Rooi mense is so gefokus op doelwitte en om werk afgehandel te kry, dat hulle nie die mense en die verhoudings rondom hierdie doelwitte en take raak sien nie, en dink dit is glad nie belangrik nie. Rooi mense is ook gewoon minder emosioneel en voel letterlik nie so maklik simpatie met ander mense nie. Dit is 'n gegewe, julle. Ons geeles se harte is baie sag en ons gee baie om vir ander mense. Maar ons, kan terselfdertyd baie selfsugtig en oppervlakkig wees. Kortom, elke tipe temperament het swakpunte wat ons beter moet bestuur om seker te maak ons kom by effektiewe, daadwerklike naaste liefde uit. Nou, 'n tweede faktor wat keer dat ons liefde en genade aan ons medemens betoon, is die verskriklike groot nood wat daar in die wêreld is. Kyk, as 'n mens eers begin om ander mense se swaar kry en die aarde se besoedeling raak te sien, word dit later net oorweldigend, is dit nie? Daar is so baie mense in pyn, so baie mense in hongersnood, in oorlog, noem dit op. Daar is verwoestende brande, en misdaad, en werkloosheid, en weeskinders, en straathonde, en verminkte renosters. Jong, die lys is nimmer eindigend. Dit voel soos 'n bodemlose put,
waarin 'n mens kyk. Dis dan wat 'n mens afskakel, om jouself te beskerm. En dis dan wat jy dink, ag, wat kan ek doen? My bydra sal te klein wees. Ek dink nie ek kan enige verskil maak nie. En wat gebeur dan? Dan doen ons niks nie. En ons hou op probeer. Dis menslik hoor. Daar is nie fout met jou as jy soms so dink nie. Trouwens, ek dink die meeste mense voel so magteloos. En dit bring my natuurlik by 'n derde faktor wat ons keer om hulpvaardig en ondersteunend te wees. Ons diep gesetelde behoefte om aanvaarbaar te wees. Ons het 'n diep innerlike weerstand daarteen om anders te wees as ons gemeenskap en uit te staan as vreemd en anders. Ja man, ek weet party mense en veral tieners hoor, is juis graag rebels en otherwise, maar selfs rebelle en mense wat teen die stroom swem, word ook maar weer deel van 'n groep wat op dieselfde manier otherwise is. En as die meeste mense om jou apaties is, net op hulle self gefokus is, en net werk vir hulle eie vooruitgang in die lewe, nou ja, dan wil jy mos nie agterbly en anders wees nie. Nou kyk, daar is al baie eksperimente met mense gedoen wat hierdie groepsdruk bewys. Ja, hulle werk almal min of meer op dieselfde manier om mense in 'n situasie te plaas waar 'n groep op 'n sekere manier optree en die toetspersoon dan gekonfronteer word met 'n keuse om andersoortig op te tree volgens hulle waardes en norme. Nou, iemand stem byvoorbeeld in om deel te neem aan 'n eksperiment oor tot watter mate mense bereid is om mense te vra vir hulp. Die persoon word dan aangesê om na 'n ander gebou op die terrein te stap, aan te sluit by die toetsgroep wat vir hom wag en dan op 'n sekere tyd aan te meld. Hy word ook aangemoedig om nie laat te wees nie. En dan gebeur die volgende. Op pad na die ander gebou is daar 'n meisie wat val en 'n klomp papiere wat in haar hand was verstrooi. Sy vra hulp, want haar voet is te seer om op te staan en die bladsye bymekaar te kan maak. Nou 'n hele paar ander mense is naby haar en skud hulle koppe en sê, hulle gaan nie help nie. Of hulle ignoreer haar net. Nou as die persoon sou stop en haar help, gaan hy weer laat wees. Maar wat hy nie weet nie, is dat hierdie meisie en al die mense om haar deel is van die eksperiment en dat dit die eintlike toets is. Die tydsberekening is ook presies uitgewerk om te verseker dat hy laat sal wees as hy betrokke sou raak. Al die deelnemers word so een vir een na die ander gebou gestuur en dan getoets. Wat dink jy was die resultaat? Nou weet jy wat die uitslag is van hierdie eksperiment. Dis baie interessant. Die resultate van eksperimente soos hierdie is deurlopend dieselfde. Die meeste deelnemers stop glad nie. Hulle help haar nie. Skok dit jou? Dink jy sou die meisie gehelp het? Nou die oorgrote meerderheid mense doen dit glad nie. Nou hulle verduidelik dit agterna as dat hulle nie anders as die ander mense wou wees nie en bang was hulle optrede gaan verkeerd verstaan word. Hulle het gedink daar is dalk 'n rede hoekom niemand die meisie help nie en toe maak hulle maar soos die res. Ons breins sien die patroon. Dit wat almal doen en wil dan nie die ritme versteur nie. Selfs al sou dit iets wees
wat ons eintlik dink goed of reg is. Dit is hoe ons as mense bedraad is. En dis hoekom ek dink spesiale geleenthede ook deel is van menswees. En dat dit goed is vir ons jong, dit haal ons uit ons roetines, uit ons gewoontes en dit deurbreek ons denkpatrone. Dink maar in die Ou Testament. Mense het dwars deur die jaar allerhande feeste gevier en spesiale geleenthede gehad om hulle self te help onthou wat regtig belangrik is. En miskien, ek weet nie, miskien is kommersiële dae soos Valentynsdag irriterend. Maar as sulke dae aan ons krap en torring, is dit eintlik 'n goeie ding. Want, weet jy wat, ons het eintlik aanmoediging nodig om aan ons swakpunte te werk en toe te laat dat ons geloof, ons optrede teenoor ander mense verander. Regtig anders maak sodat God se liefde sigbaar kan word deur ons woorde en ons optrede. Ja, spesiale geleenthede kan ons harte help sag maak vir mense, behoeftes van ander, en ek dink dis 'n baie goeie ding. Man, dis nie lekker of gemaklik nie, maar naaste liefde is nie veronderstel om net lekker en prettig te wees nie, man. Liefde verg ook opoffering, liefde verg werk en aanpassings van ons kant af. En soms is daar die wederkerigheid van iemand wat dieselfde vir ons doen. Soms is daar champagne en rose en sjokolade en heerlike saamwees met 'n geliefde of 'n goeie vriend of vriendin of jou hele gesin of 'n omgeegroep. Maar dikwels is daar ook gee sonder om terug te ontvang. En dis goed so. Liefde is nie 'n optelsom of 'n berekening wat moet balanseer soos ons maandelikse begroting nie. Onthou dit. En miskien kan ons hierdie jaar in Februarie selfs iets gee vir ons vyande. Vir die mense van wie ons dink dat hulle nie liefde verdien nie. Dalk is dit hierdie jaar wat jy jou proses van vergifnis met iemand 'n paar tree verder neem. Sodat jy met 'n skoon gemoed op die liefde in al sy vorms kan fokus en dit dan uiteindelik kan vier. Miskien kan ons hierdie Februarie iets verstaan van hoe liefde uitkring en impak maak op 'n onsigbare manier, selfs al doen ons net iets kleins in ons binnekring. Want dit is ook waar van menswees. Goedhartigheid is aansteeklik. As iemand gaaf is met jou, verhoog jou oksitosiehormoon. Daardie hormoon wat jou goed en geliefd laat voel en wat jou verbind aan mense laat voel. En dis hierdie gevoel wat jou aanmoedig om liefdevol te wees met ander mense, wat dan weer hulle oksitosien vlakke verhoog en sommer weer ook jou eie. Is dit nie die wonderlikste, mooiste kringloop wat in ons menswees ingeskape is nie? As die wêreld se nood aan liefde jou moeg en moedeloos maak, onthou asseblief, jy doen niks ooit alleen nie. Jy is deel van 'n geloofsfamilie en jy is deel van hierdie gemeenskap van my. Saam stuur ons liefde in die lewe in, so met al die kennis van ons temperamente en die Bybel. En nog meer, ons stukkies en brokkies liefde word deur die Heilige Gees vermenigvuldig om waarlik verskil te maak in die wêreld. Selfs al kan ons dit nie sien of meet nie. Die presiese oorsprong van Valentynsdag is glad nie bekend nie. Maar die naam verwys heel waarskynlik na 'n martelaar.
Iemand wat weens sy Christelike liefde doodgemaak is op 'n wrede wyse. Dit is so ver verwyderd van hartjies en rose en kaartjies as die ooste van die weste. Maar die boodskap bly dieselfde. Ek wil jou vra, wie laat jou hart vinniger klop? En vir wie gee jy jou hart? Is jou hart al verander deur geesvervulde liefde? En gee jy jouself met hart en siel oor aan naaste liefde?